God. Here, ons raak nou stil voor U. Heilige Gees, bring ons in hierdie teenwoordigheid. Mag ons verbeelding gebruik en net U beleef in hierdie troonkamer. Jesus, U sit aan die regterhand van die Vader en ons het die voorreg om by U voete te kan kniel. Holy Spirit, help us see Christ. Rig ons harte op U. U is die almagtige koning, U is die skepper van alles. U was daar voor tyd begin het, en U gaan daar wees vir ewig. U was daar lank voordat ons enigstens 'n benul gehad het van wie U is en wie ons self is. En U het ons gekies om vandag hier so saam te kan wees, en vir U te kan prys, en vir U te kan aanbid. En dit is so 'n voorreg om deel te kan wees van die storie wat U besig is om uit te speel vir die herstel van hierdie wêreld. Mag U koninkryk kom. Here God, mag U koninkryk kom vandag hier so in hierdie kerk. Mag dit vandag kom reg oor die wêreld soos ons vandag hierdie Pinksterdag vier, waar ons vandag vier dat U Heilige Gees gekom het om by ons te kom woon, om in ons te kom woon, omdat ons hierdie krag kan hê om te kan uitgaan en hierdie werk van Jesus saam met hom te kan doen. Here, vergewe ons waar ons so dikwels so op ons eie net op ons plannetjies probeer maak en ons eie klein mini-koninkryk probeer bou. Probeer werk, ons eie geldjies bymekaar skraap en self te sien kom klaar vir my en vir wat vir my goed is. Jammer daaroor, jammer dat ons so dikwels so kort skiet en net vir ons eie wil probeer lewe. Vergewe ons. Was ons skoon. Mag ons hierdie vervulde gees beleef, waar ons absoluut in oop skoonheid voor U kan staan en vir U koninkryk kan leef. Dit is so 'n blessing om deel van dit te kan wees. Here, en soos ons hierso nou leer van hoe U met die Israeliete deur Egipte, deur die wildernis gestap het en uit Egipte uit, en hoe U heiligheid aan hulle openbaar met U tabernakel, met U priesters, met die altaar, met die washbasin, met middelaars wat intree vir Israel. Jesus, wil ons net stil staan en erken, U is ons ultimate middelaar. U is die een wat vir ons instaan, wat vir ons hierdie lewe moontlik maak. Ons wil U prys vandag daarvoor. U is goed. En mag die teks wat ons vandag lees, mag dit in ons harte nuwe lewe bring om te kan sien regtig hoe heilig U is. Hoe absoluut ongelooflik heilig U is. En hoe ons nie net U kan in U teenwoordigheid kan kom sonder dat iemand vir ons tussenin staan nie. Heilige Gees, kom vandag. Kom vul hierdie plek. Vul ons harte, vul ons gedagtes. Verander die manier hoe ons die lewe kyk, bring nuwe lewe in ons harte. Dat ons harte gerig kan wees op Jesus alleen. Doen in ons vandag hierdie almagtige werk wat U 2000 jaar terug eintlik begin doen het al. Mag ons vandag iets van dit beleef. Hier op hierdie dag van rus eintlik. Mag ons daai rus by U ervaar. Jesus, U het gesê, come to me all you are weary and I will give you rest. Daar's klomp van ons vandag wat hier so sit wat regtig rus nodig het. Mag ons daai rus beleef by U. Nie by ander plekke nie. Dit is nie voldoende nie. Mag ons dit net by U beleef vandag. Kom praat met ons vandag. Werk in ons harte hierso. Amen. Morning. Our reading comes from Exodus chapters 30 and 31,
and I'll be reading from the ESV. Exodus 30, reading from verse 1. You shall make an altar on which to burn incense. You shall make it of acacia wood. A cubit shall be its length, and a cubit its breadth. It shall be square, and 2 cubits shall be its height. Its horns shall be of one piece with it. You shall overlay it with pure gold, its top and around its sides, and its horns. And you shall make a molding of gold around it. And you shall make 2 golden rings for it. Under its molding, on 2 opposite sides of it you shall make them, and they shall be holders for poles with which to carry it. You shall make the poles of acacia wood, and overlay them with gold. And you shall put it in front of the veil that is above the ark of the testimony, in front of the mercy seat that is above the testimony, where I will meet with you. And Aaron shall burn fragrant incense on it. Every morning when he dresses the lamps, he shall burn it. And when Aaron sets up the lamps at twilight, he shall burn it, a regular incense offering before the Lord throughout your generations. You shall not offer unauthorized incense on it, or a burnt offering, or a grain offering, and you shall not pour a drink offering on it. Aaron shall make atonement on its horns once a year. With the blood of the sin offering of atonement, he shall make atonement for it once in the year throughout your generations. It is most holy to the Lord. The Lord said to Moses, when you take a census of the people of Israel, then each shall give a ransom for his life to the Lord when you number them, that there be no plague among them when you number them. Each one who is numbered in the census shall give this, half a shekel according to the shekel of the sanctuary. The shekel is 20 gerahs, half a shekel as an offering to the Lord. Everyone who is numbered in the census from 20 years old and upward shall give the Lord's offering. The rich shall not give more, and the poor shall not give less than the half shekel when you give the Lord's offering to make atonement for your lives. You shall take the atonement money from the people of Israel and shall give it for the service of the tent of meeting, that it may bring the people of Israel to remembrance before the Lord, so as to make atonement for your lives. The Lord said to Moses, you shall also make a basin of bronze with its stand of bronze for washing. You shall put it between the tent of meeting and the altar, and you shall put water in it, with which Aaron and his sons shall wash their hands and their feet. When they go into the tent of meeting, or when they come near the altar to minister, to burn a food offering to the Lord, they shall wash with water, so that they may not die. They shall wash their hands and their feet, so that they may not die. It shall be a statute forever to them, even to him and to his offspring throughout their generations. The Lord said to Moses, take the finest spices, of liquid myrrh 500 shekels, and of sweet-smelling cinnamon half as much, that is, 250, and 250 of aromatic cane, and 500 of cassia, according to the shekel of the sanctuary, and a hin of olive oil. And you shall make of these a sacred anointing oil, blended as by the perfumer. It shall be a holy anointing oil. With it you shall anoint the tent of meeting, and the ark of the testimony, and the table and all its utensils, and the lampstand and its utensils, and the altar of incense, and the altar of burnt offering with all its utensils, and the basin and its stand. You shall consecrate them, that they may be most holy. Whoever touches them will become holy. You shall anoint Aaron and his sons, and consecrate them, that they may serve me as priests. And you shall say to the people of Israel, this shall be my holy anointing oil throughout your generations. It shall not be poured on the body of an ordinary person, and you shall make no other like it in composition. It is holy, and it shall be holy to you. Whoever compounds any like it, or whoever puts any of it on an outsider, shall be cut off from his people. The Lord said to Moses, take sweet spices, stacte and onycha and galbanum, sweet spices with pure frankincense. Of each shall there be an equal part. And make an incense blended as by the perfumer, seasoned with salt, pure and holy. You shall beat some of it very small, and put part of it before the testimony in the tent of meeting, where I shall meet with you. It shall be most holy for you. And the incense that you shall make according to its composition, you shall not make for yourselves. It shall be for you holy to the Lord.
Whoever makes any like it to use as perfume shall be cut off from his people. The Lord said to Moses, See, I have called by name Bezalel the son of Uri, son of Hur, of the tribe of Judah, and I have filled him with the Spirit of God, with ability and intelligence, with knowledge and all craftsmanship, to devise artistic designs, to work in gold, silver, and bronze, in cutting stones for setting, and in carving wood, to work in every craft. And behold, I have appointed with him Aholiab, the son of Ahisamach, of the tribe of Dan. And I have given to all able men ability, that they may make all that I have commanded you: the tent of meeting, and the ark of the testimony, and the mercy seat that is on it, and all the furnishings of the tent, the table and its utensils, and the pure lampstand with all its utensils, and the altar of incense, and the altar of burnt offering with all its utensils, and the basin and its stand, and the finely worked garments, the holy garments for Aaron the priest, and the garments of his sons for their service as priests, and the anointing oil, and the fragrant incense for the holy place. According to all that I have commanded you, they shall do. And the Lord said to Moses, You are to speak to the people of Israel and say, Above all you shall keep my Sabbaths, for this is a sign between me and you throughout your generations, that you may know that I, the Lord, sanctify you. You shall keep the Sabbath, because it is holy for you. Everyone who profanes it shall be put to death. Whoever does any work on it, that soul shall be cut off from among his people. 6 days shall work be done, but the seventh day is a Sabbath of solemn rest, holy to the Lord. Whoever does any work on the Sabbath day shall be put to death. Therefore the people of Israel shall keep the Sabbath, observing the Sabbath throughout their generations as a covenant forever. It is a sign forever between me and the people of Israel, that in 6 days the Lord made heaven and earth, and on the seventh day he rested and was refreshed. And he gave to Moses, when he had finished speaking with him on Mount Sinai, the 2 tablets of the testimony, tablets of stone, written with the finger of God. This is God's word. Thank you, Fran, for a good reading. Baie goeie môre aan een en elkeen hier vanoggend. Baie welkom. My naam is Johan van Aswegen. En dit is 'n voorreg om hierdie lekker teks vir julle te kan preek. Elke week voel vir my is moeiliker as die vorige week, maar elke week is ons geseënd deur God se woord. En ek hoop vanoggend ervaar ons dieselfde. As jy nuut is en jy het vanoggend hier by ons ingeval in hierdie interessante teks in, en jy wonder by jouself, wie is julle en wat doen julle hier by hierdie kerk? Dan wil ek jou verwys na ons waardes toe. As 'n gemeente het ons sekere waardes, dinge wat ons belangrik ag, wat jou 'n idee gee van wie ons is. En een van ons waardes is, ons is woord gesentreerd. En dit beteken, ons wil deur die hele Bybel preek. Elke vers, elke woord, selfs die moeilike hoofstukke soos in Exodus. Want ons glo, God praat met ons deur elke woord in sy woord. En so ek's opgewonde om ons vanoggend te vat deur Exodus 30 en 31. Maar, daar is baie. So kom ons spring in, ek gaan vir ons bid, en vra dat die Here ons sal help, om verryk te word deur hierdie hoofstukke. Dankie, liewe Heer, vir die voorreg om onder u woord te kan kom en te kom hoor wat u vir ons wil sê. En Vader, oortuig ons elkeen nou daarvan, dat u nou praat met ons. En u wil met ons elkeen ontmoet en 'n woord met ons praat, 'n persoonlike woord. Net u weet wat in ons elkeen se lewens aangaan. En my gebed is dat u my sal gebruik om daai woord skerp te maak. Dat ons dit nie net sal hoor nie, maar sal gaan uitlewe in die weke, maande en selfs jare wat voor ons lê as Christene. Ons bid vir dit in Jesus naam alleen. Amen. Vanoggend wil ek ons vra, amen, meer daarvan eintlik, nê? Nee. Ons kort nog amenne in die kerk. Vanoggend wil ek begin met hierdie vraag. Hoe word ons gevorm en gevou vir die beter?
Ek is seker ons almal wil oor 'n jaar, oor 5 jaar, oor 10 jaar vanaf, ons wil nie presies dieselfde mens wees wat ons vandag is nie. Ons wil groei. Ons wil liewer wees vir Jesus en vir mekaar. Ons wil sien dat sonde afneem en dat liefde, vreugde, vrede, geduld, selfbeheersing, dat hierdie dinge toeneem. My vraag is, hoe gebeur dit? Meer spesifiek, gebeur dit deur eenmalige groot bergpiek oomblikke of gebeur dit deur eenvoudige, meer vergete daaglikse ritmes van ons lewe? Van ons lewens. As ons wil groei, waaraan moet ek meer aandag gee? Die kritiese en dramatiese draaipunte van my lewe? Of moet ek meer aandag gee aan die klein, herhaalde, in Engels, seemingly insignificant oomblikke van my elke dag? Die antwoord op die vraag is sonder twyfel dat die klein oomblikke veel meer krag het as die groot oomblikke. En die antwoord is, die twee kom nie eers naby aan mekaar nie. Die klein oomblikke is baie meer kragtig in ons lewens as die groot oomblikke. Die rede hiervoor is want ons daaglikse ritmes compound. Okay, dink compound interest. Okay, die grafiek lyk so, dan skiet hy op. Die klein dra veel meer krag as die groot. Wat is beter, 'n eenmalige betaling van R100,000 nou, net daar, boem, daar's R100,000, of 'n lewenslange, maandelikse R500 spaar 'n maand vir 30 plus jaar, wat is beter? Wel, teen 8% rente is R500 'n maand, vir 30 jaar R800,000. So dis 8 keer beter as 'n eenmalige uitbetaling. Die punt is nie dat ek weet ons almal sal nou ja gesê het vir die R100,000 eerder nie. Dis nie die punt nie. Ek weet dis wat julle sou doen. Dis wat ek ook sou doen. Die punt is dat ons onderskat ons daaglikse ritmes. Ons daaglikse ritmes is die treinspore van ons lewens. Dit bepaal ons rigting en ons bestemming veel meer as wat ons dink. En die rede hoekom ek hier begin, is want een van die grootste temas in Exodus, veral 25 tot 40, een van die grootste temas wat ons nog nie aangeraak het nie, is hierdie herhaalde idee van die Hebreëus tamid. Tamid. Ek is nie baie goed met Hebreëus nie. Maar die tamid beteken gereeld, voortdurend, permanent, sonder ophou. Dieselfde idee word herhaal in die woorde yom yom. Ek hou van hom. Yom yom. Dag vir dag, elke dag. Yom yom. En dan hierdie gaan ek eers probeer nie, maar dis die woorde every evening and every morning. Every morning and every evening. Every evening and dit herhaal so tussen die twee. En die woorde vir al julle geslagte, tot in alle generasies heen, hou aan, hou voort, gaan aan met hierdie wat ek vir julle gee. Ek gee vir julle nou instruksies, hou aan daarmee. Ek gaan in julle midde kom woon, hier is hoe lewe saam met my lyk, dis ritmes. Ons moet onthou, die tabernakel was nie daar vir God nie. Die tabernakel was daar vir sy mense, vir die Israeliete. God het al hierdie dinge gegee, want hy wil 'n nuwe realiteit in hulle lewens inbreek. Hy wil hulle wakker maak tot nuwe realiteite. Hy wil hulle vorm en vou en verdiep en groei. En as jy begin sien hoe hy dit doen, dan begin jy sien, daar is ritmes oral. Byvoorbeeld, die oggend- en die aandoffers van Exodus 29, waarna ons laasweek gekyk het. 2 eenjarige lammetjies moet elke dag, 2 keer 'n dag geoffer word. Die priesters, die middelaars, moet hierdie offers elke liewe dag bedien, offer sodat hulle kan bedien. En as jy net terugstaan en dink, al die bloed, die gemiddelde Israeliet staan en hy word die oggend wakker en ja, daar's die priester besig weer om die lammetjie te slag. En net voor hy gaan slaap, dan kyk hy weer, dan sê hy weer, daar's die priester weer besig op dag vir dag, elke dag, oggend en aand. Ligpunt, die punt is,
Ja, ek erken, daar is rooi see oomblikke in ons lewens. Daar's rooi see oomblikke waar die see oopgebreek word en die Here tree in en dit is 'n massiewe oomblik wat ons lewens verander. Dit gebeur. Maar dit alleen is nie genoeg nie. As ons in die reeks vra, hoe lyk lewe met God? Dan moet ons vanoggend hoor, dat al is daar groot oomblikke in ons lewens, daar is veel minder rooi see oomblikke as wat ons wil hê. Ons veel minder van hulle. En daar is baie meer van die nederige, eenvoudige en daaglikse ritmes. En deur hulle verander God ons. Deur hulle verander God ons. Ek kan nie aan alles raak in hierdie 2 hoofstuk nie, maar hier so ons die teks gaan opbreek. Ons gaan vanoggend kyk na 3 ritmes in Eksodus 30 en 31. Ritmes van heiligheid, ritmes van werk en ritmes van rus. Ritmes van heiligheid, ritmes van werk en ritmes van rus. Kom ons begin met ritmes van heiligheid. Ons gaan die meerderheid van ons tyd hier spandeer, so moenie bekommer nie. Okay? As ons teen die einde nog steeds in punt 1 weer is, dis okay. Die rede daarvoor is want ritmes van heiligheid het eintlik 3 ritmes in hom. Punt 1, 3 subpunte onder punt 1. Ons gaan die wierookalter, die sensusbelasting en die bronsbak, die bronswasbak bespreek as ritmes van heiligheid. So hier's 3 ritmes van heiligheid. Die wierookalter, dit is hoofstuk 30 vers 1 tot 10 as jy op julle blaadjies volg. Hoofstuk 30 vers 1 tot 10. Die wierookalter was gebou en opgestel reg teenoor die voorhangsel van God se allerheiligste plek. Dit was die meubelstuk wat die naaste was aan die ark self en daar was elke oggend en elke aand daar unieke en heilige wierook gebrand. Nou, hierdie gaan nie net oor die feit dat dit lekker geruik het nie. Eintlik meer so, gaan dit nie oor die reuk nie, maar dit gaan oor die rook. Die rook is daar om Israel terug te vat na die berg toe. Op die berg van Sinaai was God teenwoordig in 'n wolk. En die rook in die tabernakel doen dit. Dit maak 'n tipe wolk. Tim Chester in sy kommentaar sê, the incense altar is a cloud-making machine. In Eksodus 24, net voor al die instruksies wat ons nou na kyk, net voor hierdie reeks, die laaste hoofstuk van eintlik ons vorige Eksodus reeks, lees ons dat God vanuit die wolk geroep het na Moses toe. En ons lees dat Moses deur die rook gegaan het, nie net om te hoor by God nie, maar om te praat met God. En so, daai beeld van rook in die tabernakel het sinoniem geraak met ons hoor by God en ons praat met God. Dit het sinoniem geraak met ons gebedslewe. Die wierook is 'n prentjie vir die Israeliete, nie net van God se teenwoordigheid nie, dat hy altyd neerkom en teenwoordig is in 'n wolk, maar dit het deel gevorm van hulle idee van gebed. Dit is wat rook tog doen, as jy net dink aan die prentjie van rook. Rook styg op tot in die hemele. En in die tabernakel spesifiek sou die rook gebrand het en dit sou opgestyg het, dit sou deur en bo oor die voorhangsel gegaan het en die rook sou tot in die allerheiligste plek in God se teenwoordigheid daar gehang het en geleef het. Psalm 140 vers 2, lees saam met my. David bid, let my prayers be counted as incense before you. Openbaring 5 vers 8. The golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. Die priester se bediening en die rook word 'n teken vir elke Israeliet dat sy gebede gehoor word. Elke oggend, elke aand, tamid, oor en oor. Sien julle in vers 7 en 8, and Aaron shall burn fragrance incense every morning. Every evening is offering. Jy dink aan die eerste lied, hy kom so uit in sy oggend, hy sê, ek het vergeet om te bid, maar daar's die rook.
En hy sien die rook. En dit nooi hom in gebed in. Om te weet sy gebede styg op en word gehoor deur die Here. Danksy alles wat gebeur, al hierdie offers en tekens en stelsels en priesters, my gebede word gehoor. En dan gaan slaap hy weer. En ek het vergeet om te bid, daar's die rook. Ek dink ook net aan die oggend en aandritme as twee kritiese oomblikke in die Christense lewe. Christene vir alle eeue het nog altyd die oggend en aandritmes as heilig geag. Veral in hierdie woestynlewe, dink maar net aan wat gebeur met ons. Die oggend staan ek op, ek is baie onseker oor my dag, ek is geïntimideer oor my dag. Daar's die rook. Kom ons bid, kom ons gee hierdie dag vir die Here. Die aand, ek lê op my kussing neer en ek begin dink, my kop gaan na alle plekke toe waar dit nie moet gaan nie, ek probeer beheer neem van dinge wat ek glad nie oor beheer moet of mag hê nie, ek's angstig, ek lê, ek probeer slaap. Kom ek bid. Kom ek gee hierdie dinge vir die Here. Kom ek gee hierdie dinge vir die Here. En dit is, soos Moses gehoor het by God en gebid het vir God, dis nie net dat ek bid nie, dit is ons hoor, ons lees en ons bid, ons hoor by die Here. Hulle het nie 'n Bybel gehad hierdie tyd nie. Hierdie was alles simboliek wat 'n verhouding met die alledaagse Israeliet, wat die alledaagse Israeliet wil uitnooi na verhouding toe. Dit is die wierook. Die tweede ritme van heiligheid, die sensusbelasting in hoofstuk 30 van vers 11 af. Nog steeds onder hierdie eerste punt, die sensusbelasting. Hierdie op 'n praktiese vlak sal julle sien, direk is 'n ritme wat ingestel is in die lewe van Israel om die kostes van die tabernakel te help dek. Ons het al gesien, die tabernakel en 'n klomp dinge wat nodig is vir hierdie versoeningsstelsel om te funksioneer, dis duur, dit kos geld. En so hierdie was 'n manier om 'n ritme in te stel, maar net om die kostes te dek. Elke keer wat daar 'n sensus was, moes elke persoon atonement money, losgeld, blood money betaal. Wat is dit? Wat gaan daaraan? Hoekom noem hulle dit blood money of atonement money, loskoopgeld? Natuurlik is hierdie geld nie ek betaal vir my versoening nie. Die taal klink so, maar dit kan nie dit wees nie. Geen hoeveelheid geld kan selfs die kleinste sonde afbetaal nie. Eksodus is duidelik. Sonde word betaal deur bloed. Iets moet doodgaan vir my sonde. 'n Lewe moet gegee word, nie geld gegee word nie. Maar dit, reg deur Eksodus, is die punt. Hierdie geld word gegee om 'n stelsel, 'n versoeningsstelsel te onderhou. En vers 16 sê dit baie duidelik, hierdie word betaal as herinnering, te herinnering, remembrance. Dis 'n gedenkteken. Elke keer wat daar 'n sensus geneem word, betaal ek, want my lewe word getel, 1, 2, 3, 4, 5, word getel. Elke keer dink ek, my lewe was versoen, my lewe was losgekoop deur die Here. Wanneer 'n koning al sy mense tel, byvoorbeeld hier in my klein land is 2 miljoen mense, en hier is 500,000 wat ek mee kan beklei en ek kan oorlog voer met hulle. In hierdie tyd en plek, wanneer 'n koning 'n sensus neem, is die aanname, kyk al hierdie mense wat myne is, en ek kan doen met hulle wat ek wil. Maar nie so vir Israel nie. Die sensusbelasting was 'n herinnering dat elke lewe behoort aan die Here. Hy het hulle losgekoop. Hy het hulle bevry, hulle is sy mense. Belangrik om te noem, hierdie is net een voorbeeld van vrygewigheid in die lewe van die gemiddelde Israeliet. As ons terugstaan en ons kyk deur die Ou Testament, sien ons, vrygewigheid word in die lewe van die Israeliet ingebou in amper elke liewe opsig. Hulle het groot en eenmalig gegee vir die bou van die tabernakel in Eksodus 25, en hulle gaan weer groot en eenmalig gee vir die bou van die tempel. Hulle het gegee vir elke oes. Hulle het tiendes gebring om te voorsien vir die priesters.
Hulle het gereeld allerhande offers gebring reg oor die jaar vir allerhande feeste en selfs hulle kinders. Ons lees in Exodus 13, die eersgeborene moet aan die Here toegewy wees. Oral en in elke opsig sien ons 'n ritme van gee en vrygewigheid. Want alles behoort aan die Here. Hulle hele lewe behoort aan hom. Hulle sou nie daar gewees het as dit nie vir hom was nie. En kan jy sien hoe om vrygewigheid in elke liewe aspek van hulle lewe in te bou? Kan jy sien hoe dit 'n mens sal vorm en vou? Elke keer wat hulle gegee het, is hulle herinner, alles wat ek het, elke deel van my lewe, my oes, my kinders, myself, my eie asem, alles kom van die Here af. Wanneer ons gee ons net terug aan dit wat hy in die eerste plek aan ons toevertrou het. Alles wat ek het, is syne. Om te gee en gereeld te gee, is nie soveel omdat God ons geld nodig het nie. Maar dit is om ons harte op 'n daadwerklike manier te kry om te erken, God is eerste. Hy verdien my vertroue en my lewe veel meer as enige bankrekening. Hierdie is baie belangriker as wat ek dink ons besef. Veral in 'n samelewing soos ons en wat geld aanbid soos wat ons doen. Job 21:21 sê, "Naked I came from my mother's womb and naked I shall return. The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord." Ons gee want alles is die Here se. En wanneer jy dit doen, wanneer jy daai stap neem om daadwerklik te gee aan die Here, dan voel jy jou hart word getoets. Jy voel dit, jy voel die pyn. Want jy kan voel ons harte, so mooi soos wat ons kan bely ons geloof met ons monde, ons harte word getoets om te gee vir die Here. En dis goed, dit wys, dis nodig. Dit is die tweede ritme van heiligheid, vrygewigheid. Dan laastens die brons wasbak. Die derde ritme van heiligheid. Hier moes die priesters hulle hande en voete was, voor hulle by die altaar offer en voor hulle in die tent ingaan om verder te bedien. As jy gaan kyk na alles wat 'n priester moet doen, dan besef jy, dit was baie gewassery. Oor en oor was ek my hande en my voete, oor en oor. Die herhaling word selfs beklemtoon in vers 21, waar die Here sê, dis 'n ewige instelling vir alle geslagte, en ingeval een van die priesters dalk laks raak of vergeet, vers 20, that he may not die. Wat gaan hier aan? Weereens, bloot net prakties gesproke, om met 'n altaar te werk waar jy gereeld dinge brand en waar jy heeltyd werk met lammetjies wat geslag word en 'n klomp goed, jou hande en selfs jou voete word baie vuil. Ons verstaan, ek dink net oor die algemeen verstaan ons vuilheid. Dit is amper instinktief vir ons dat ons bietjie gril vir wanneer iets vuil is. Ons hou nie daarvan nie. Ek dink maar net aan, imagine ek laat kos val op die vloer. Ek eet dit nog steeds, maar ek gril so bietjie. Dis vuil. Ek dink aan 'n lelike swart vlek op 'n wit hemp. Ek het 'n 2-jarige en ek is gereeld besig met vlekke op my hemp en dan voel ek slordig. Of ek dink aan 'n plek, net 'n plek wat bietjie stink of dik lê van stof. Dis vuil, dit voel nie lekker nie. Vat hierdie en weer eens, maal dit met 1 miljoen. God se reinheid is 'n goeie en kragtige prentjie van sy volmaakte heiligheid. Dit is 'n prentjie van hoe sonde nie naby aan hierdie volmaakte heilige God kan kom nie. Soveel so, dit vernietig daai ding. Daai ding kan nie bestaan soos die son iets sal vernietig. Dis nog eens naby die son nie, maar die hitte oorweldig daai ding. So is vuilheid in die teenwoordigheid van die Here. En so was. Maak skoon jou voete en jou hande.
moenie vergeet nie. Die hande en die voete is ook hierdie beeld van waarmee ek werk en waarmee ek doen, my doen en late. Fast forward 'n paar jaar en die priesters was baie goed om hulle hande en hulle voete te was, maar hulle is net aan die buitekant skoon. En die profete ontwikkel hierdie idee van gewassery en hulle bevestig later, die dieper probleem was nooit eintlik die uiterlike vuilheid nie, maar die dieper probleem was nog altyd die vuilheid van die hart. Dit is wat ons doen, dink, sê, waarheen ons gaan, wat ons vuil maak. Jesaja roep uit, your hands are full of blood. Wash yourselves, make yourselves clean, cease to do evil. Dis nog altyd sonde gewees wat ons die vuilste maak. In Johannes 13 sê Jesus vir sy disippels, ek gaan julle voete was. En hy sê, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Ons het meer as water nodig om ons harte wat ons binne ons dra skoon te maak. En Jesus kom en hy sit homself op as die enigste een wat kan was. Was wat dit nodig is. Hy kom en hy sê, ek bring ware, diep reiniging van jou siel. Ek kom maak regtig skoon waar jy die vuilste is. My bloed was jou vlekkeloos wit, heilig. So heilig, jy kan in die teenwoordigheid van hierdie heilige God staan en lewe. Maar, al glo ons kom tot bekering en ons is skoon in geloof deur Jesus, gee die Nuwe Testament vir ons nog steeds 'n ritme wat ooreenstem met die bronswasbak. 1 Johannes 1 vers 9. Lees saam met my. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 'n eeueoue ritme in die kerk is die belydenis van sonde. Confession. En dit moet nie net iets wees wat ons een keer doen om tot bekering te kom nie, maar dit moet iets wees wat deel is van elke Christen se lewe, gereeld, oor en oor, dag vir dag. En asseblief hoor, belydenis, om my sonde te bely, ek lewe, ek weet ek is 'n kind van God, maar ek lewe en ek sondig, en daar's iets wat karring aan my. Daar's sonde wat vasplak in my, wat my laat vuil voel en skuldig voel. Belydenis, om dit te gaan bely, is nie dit wat my nou was nie. Ek gaan nie en was myself deur belydenis nie. Belydenis van sonde vat my net terug na die een toe wat my reeds gewas het. En ek sê daar, jammer, liewe Jesus, dat ek nie lewe soos 'n skoon gewaste kind behoort te lewe nie. Dis belydenis. Ligpunt, die een ding wat ek hoop ons leer uit hierdie Exodus reeks uit, is dat sonde 'n verskriklike ding is. Kan julle sien alles wat nodig is te dank sy sonde? Kan julle sien dat die gemiddelde Israeliet nooit in sy hele lewe die allergeheiligste plek sou kon sien nie? Sou nie eens daar naby gekom het nie. Dis waar God was. Hy sien dit nie, hy weet nie daarvan nie. Hy weet nie hoe lyk dit daar binne nie. Hy weet maar net deur geloof, daar's 'n paar dinge wat daar gebeur vir my. Dis sonde wat dit doen. Dis sonde wat jou wegtrek van die Here af. En die Nuwe Testament roep ons om nie net sonde te bely nie, maar oor en oor te bely. Bely jou sonde, bring dit na die Here toe. En dit herstel die verhouding. Dit bring ons weer by die Here uit. Ons is skoon gewas, ons is vergewe. Maar selfs in verhouding met my vrou, sondig ek teen haar. En dan sê ek jammer. En ons gaan, dit verander nie die feit, ek is nie meer getroud met haar nie. Maar die Here roep ons om oor en oor sonde te bly en dit ernstig op te vat. Ek dink soveel van ons lewens is 'n lewe wat sonde verskoon, of dit minag. Ag man, ek was net bietjie moeg. Ag, ek het nie geëet daai dag nie. Ag, weet jy, dit was 'n baie moeilike situasie. En hulle, daai persoon, hulle het.
En dan gaan ons deur die dag en ons kom dalk by 'n aandgebed, maar ons bely nie sonde nie. Want ons het klaar vergeet daarvan. Want sonde is so klein in ons harte, terwyl dit so groot en ernstige ding is waarmee die Bybel worstel om ons by heilige God uit te bring. Wanneer laas het jy hardop 'n daadwerklike sonde bely aan die Here? Iets wat karring aan jou, wat plak aan jou, wat jy laat vuil voel. Dit is die Nuwe Testament uitnodiging. Kom terug en bely jou sonde. Die een wat jou reeds gewas het, he is faithful. He will cleanse you, was jou, skoonmaak. Dit is die brons wasbak. Okay. Ek wil onder hierdie eerste punt gou alles saamvat. Dit was ritmes van heiligheid. Ek wil net gou al saamtrek. Ek wil hê ons moet hoor dat ons as Nuwe Testament gelowiges, ons is ritmes gegee vir ons verhouding met God. Ons is gebed en die woord gegee. Ons is hierdie idee van vrygewigheid gegee. Dit is 'n voorreg om te kan gee en deel vorm van die uitbou van die koninkryk. Ons is belydenis van sonde gegee, maar 'n klomp ander ritmes ook. Elke Sondag is 'n ritme. Elke lied, elke nagmaal, elke gebed waarin ek gelei word wanneer iemand anders bid. Al hierdie dinge is ritmes wat aan ons gegee is as Nuwe Testament gelowiges vir 'n verdieping, 'n dieper verstaan van die evangelie. Dit is deur genade wat ons gevorm en vou word. En nie groot rooi soeie oomblikke van genade nie. Nee, klein, nederige stappe wat ons help om genade te sien. Ek wil dit super duidelik maak. Die hele tabernakel, alles het gedraai om die bloed en die ark en die getuienis. Alles het om dit gedraai. En so ook draai ons ritmes om Jesus. Dit draai om sy bloed, sy vergifnis, sy lewe wat die perfekte lewe gelewe het, wat die wet teen volle uitgelewe het namens ons. Dit draai alles om hom. My probleem is nie net dat ek vergeet van hom nie. Dit is klaar erg genoeg. My vergeetachtigheid is verskriklik, dat ek kan hoor hoe lief die Here my het en die volgende oomblik dit weer vergeet. Maar selfs erger as my vergeetachtigheid is die feit dat my hart dit nie eintlik glo in die diepste dele van homself nie. Ek is nie oortuig van genade nie. Ek is nie oortuig hier binne, dit verander my nie. My lewe wys uit, ek is nie oortuig van genade. Ek glo dit. Die Israeliete hier glo in die Here, maar die Here gee ons en hulle ritmes om die evangelie dieper te vat in ons harte. Ons almal voel 'n gaping tussen wat ons weet in ons koppe en wat ons sê en glo in ons harte. Ritmes, hierdie ritmes brug die twee. Dit vat my kop en my hart en dit bring die twee bymekaar uit. Dit kry my om die totale en alle radikale omvang van genade te sien en in te neem. Jesus staan perfek in ons plek en elke ontmoeting, elke ritme is daar om my te kry om dit te sien. Om dit te sien. Okay. Amen, preek 1 klaar. Okay. 2 vir die prys van 1 vandag. Okay. Preek 2. Kom ons bid, nee. Ek spot. Ritmes van werk en ritmes van rus. Ons gaan bietjie vinniger gaan. Ritmes van werk, ritmes van rus. Exodus 31, 1 tot 11. Ritmes van werk. As ons hier terug staan, sien ons dat hoofstuk 31 begin eintlik met 'n groot draaipunt in die verhaal. Want Exodus 25 tot 31 is gestruktureer om 7 uitsprake van die Here, wat 'n spieelbeeld is van God se 7 uitsprake in die skepping. 7 uitsprake vir die tabernakel, wat spieelbeeld 7 uitsprake van die skepping in Genesis 1. En die 7de uitspraak in beide is Sabbat, wat ons nou by gaan uitkom. Die laaste uitspraak, julle moet rus. Maar hier spesifiek is daar
Basaleel. In Genesis 1 lees ons, die Gees was betrokke in die skepping. En hier lees ons, Basaleel in vers 3, I have filled him with the Spirit of God, with ability and intelligence, with knowledge and all craftsmanship. Ons het dit al gesê, maar die rede hoekom die tabernakel die eerste skepping speelbeeld is, want God probeer sê, ek herstel wat sonde verwoes het. Ek maak reg wat sonde gebreek het. En hier spesifiek sê God, ek verlos werk. Ek verlos werk. Ek herstel werk. Want werk was in 'n aaklige plek gelos na sonde. Werk was 'n goeie ding, gegee aan ons, maar dis 'n aaklige ding na sonde. Genesis 3, 17 tot 19 beskryf werk as volg. Cursed is the ground because of you. In pain you shall eat of it all the days of your life. Thorns and thistles it shall bring forth for you. And you shall eat the plants of the field. By the sweat of your face you shall eat bread, till you return to the ground. For out of it you were taken, for you are dust, and to dust you shall return. Klink vir my soos die gemiddelde dag by die werk. Werk is seker die een ding in ons lewens met die meeste ritme. Ek staan op, ek trek aan, probeer die kinders by die huis uit kry en ek gaan werk toe. En dan maak ek klaar, ek gaan huis toe en ek doen dit weer. En weer. En weer. En dan is daai ritme gevul met onsekerheid. Dit is gevul met pyn. Dit is gevul met AI en petrolpryse. En dit is gevul met wat gaan vandag weer verkeerd gaan. Maar kyk wat doen God vir Basaleel. Basaleel is die eerste persoon in die skrif wat beskryf word as iemand wat gevul word met die Heilige Gees. En sien raak, dis nie vir profesie nie. Dis nie vir tale of visioene nie. Dis nie eens vir preek nie. Dit is vir craftsmanship. Vir alle vorme van craftsmanship, net eenvoudige, alledaagse werk. God herstel werk hierso, sodat werk weer aanbidding kan word. God wys ons hier, dat ons kan opstaan, nie net om te werk nie, maar ons kan opstaan en hom aanbid soos ons werk. En so, verbeel jou gou, ons stap gou rond in die woestynkamp. En ons kyk hoe die manne werk. Hy stap na die eerste man toe en hy vra van, wat doen jy? En hy vee die sweet af van sy gesig af en hy kyk jy so half geïrriteerd en hy sê, kan jy nie sien nie? Ek kap hierdie groot akasia boom af, want Moses het gesê ons kort baie akasia hout. My rug is seer, dis warm en dis aaklige werk, los my uit. Dis ja, okay, mislike man nie. Jy beweeg na die tweede persoon toe. Jy vra, wat doen jy? Hy vee die sweet af, is warm. En hy sê, ek kap hierdie boom af, want ek wil my loon verdien en ek wil vir my familie sorg. Getrou, great, nice. Ek gaan na die derde persoon toe en hy's besig met presies dieselfde boom. Hy het presies dieselfde gereedskap, hy werk in presies dieselfde hitte. Maar wanneer jy hom vra, wat doen jy? Hy sê, ek is besig om vir my God, wat my uit genade uitgered het, 'n huis te bou. En ek wil sy heerlikheid, ek wil hê in hierdie boom moet sy heerlikheid gesien word, sodat alle nasies kan sien wie hierdie God regtig is. Want hy is so genadevol en kragtig. Dis wat ek doen, dis waarmee ek besig is. Die eerste twee manne werk, die derde man aanbid. Ligpunt Basaleel was net 'n skaduwee. Hy was 'n skaduwee, want weet jy wat? Die Gees het hom gevul vir werk, vir een taak, vir een gebou en vir een oomblik. En toe dit verby was, toe verlaat die Gees hom weer. Maar die wonder van Pinkster, die wonder van
Handelinge 2, die wonder van die Gees wat op die kerk neergeval het, is dat die Gees op almal neergekom het en op almal wat in geloof na Jesus toe kom, die Gees bly op ons. Die Gees bly op ons. Wat destyds vir net een man gegee is, vir een taak, word nou uitgestort op alle vlees vir die voortdurende werk van die uitbou van God se laaste skepping, die skepping van sy kerk, wat gaan uitgaan tot die uithoeke van die wêreld toe, tot hy eendag terugkeer. Die punt hier is, ons werk vandag nie net vir werk nie. Ons gaan nie net werk toe vir werk nie. God is in ons werk en ons kan hom aanbid in ons werk, maar ons werk is nie meer net werk nie. Elke gelowige se werk is nou sy mission field. Jy is 'n sendeling. En ons gaan uit en werk met die Gees wat ons krag gee. Nie net om goeie werk vir die Here te doen nie, maar die Gees gee vir ons moed en woorde en krag sodat ons daar by die werk kan deel oor die evangelie. Oor Jesus en hoe hy ons lewe verander het. As jou werk doelloos of leeg voel, as jy voel soos al eerste 2 manne, kyk op en sien die verlore siele wat die Here om jou geplaas het. En weet, deur aan hulle die goeie nuus te verkondig, is jy besig met dinge van die ewigheid. Jy is besig met ewigheidsdinge en die Here het jou doelbewus daar geplaas, doelbewus, hy het jou daar gesit vir daai rede. Hy het vir daai onmenslike waardevolle taak gegee by jou werk. Laaste ene, ritmes van rus, die Sabbat. Ritmes van rus, die Sabbat. Weereens, soos in Genesis, eindig hierdie stukkie, al die instruksies is nou gegee. Die Gees het vir Basaliel en al die manne krag gegee om die werk te kan doen. Nou sê die Here, die instruksies is gegee, Sabbat. Sabbat, onthou om te rus. Weereens, 'n ritme, 'n weeklikse ritme van 24 uur. 'n Dag wat ons aanbid en onthou dat ons 'n Skepper het en 'n Verlosser het. En die oorsprong van die Sabbat kom van die feit dat God self gerus het na sy eie werk voltooi was. Hy het self gerus. God gee die Sabbat na al die instruksies vir die bou van die tabernakel. En ek sê dit want in effek sê hy hierso, julle bou my tent, my huis, die plek waar ek gaan woon, en hy sê, nie eers dit mag op die Sabbat gebeur nie. Ek kan dink hoe Basaliel gevoel het, vol van werk, vol van ywer, die voorreg om te kan werk en om, ek kan nie hierdie ding doen en ek kan hierdie ding doen. Nee, stop Basaliel. Stop. Nie eers die uitbou van hierdie heilige tent mag op die Sabbat gebeur. Geen projek. Maak nie nou hoe heilig of goed dit mag wees nie, hoe dringend dit ook al mag wees nie, skiep God se ritme van rus nie. En dit kommunikeer iets baie belangrik vir ons. Die ritme van rus is nie iets wat ons kan uitstel nie. Rus is deel van ons werksritme. Dit is iets wat moet gebeur. Dis nie, ek moet nog eers die kinders. Ag, maar ek moet nou weer. Ag, maar die werk het hierdie e-mail. As hulle nie eers die tabernakel mag gebou het op die Sabbat nie, wat 'n verskoning het ons? Ek wil baie duidelik wees. As Nuwe Testament gelowiges is ons nie meer op dieselfde manier gebind aan 'n spesifieke dag of streng spesifieke wetsreëls wanneer dit kom by die Sabbat nie. Kolossense 2 maak dit baie duidelik, die Sabbat was 'n skaduwee van Christus en hy is die vervulling daarvan. Maar ons is oortuig, hierdie is nog steeds 'n waardevolle skaduwee. Hierdie ritme van rus was in die skepping ingebou. Hierdie was nie 'n reël gegee aan Moses nie. God het self gerus. Dit was in die samelewing ingebou, in die skepping, en ons kan nie voortgaan sonder om te rus nie. Dit was in die fabriek van die wêreld ingebou dat daar rus moet wees. Dis 'n goeie skaduwee.
Dis 'n goeie skaduwee. En daarom, al is ons vry van die wet, al werk van ons op Sondag en die lewe gebeur, al is ons vry van die wet, ons is nog steeds geroep om te rus in die Here en onsself nie dood te maak aan die hande van die farao's van die wêreld wat ons so slawe hanteer nie. Ons is anders, ons staan uit. Ons sê nee vir werk wanneer almal anders ja sê. Ons sê, ek het 'n God wat vir my gaan voorsien, ek hoef nie nou te werk nie. En so, die uitleef hiervan is prakties, kies 'n dag in die week. Sondag is 'n goeie dag, want ons kom hier by mekaar en ons hoor God se woord, en dis 'n rustige dag, kies 'n dag. En op daai dag, vind jou identiteit nie in wat jy produseer nie, vind jou waarde nie in wat jy doen nie, vind jou waarde in wie God sê jy is en rus. Rus in hom. Ritmes van rus. Ek sluit af. Kom ek vat 'n slukkie water. Ek sluit af. Ritmes kan in alles gevind word. Dis seker die duidelikste in musiek. 1 2 3 4 1 2 3. Maar dis eintlik in alles. Ons dag en nagsiklusse, ons maandag, woensdag, dinsdag, ons seisoene, ons werk en rus, ons asemhaling is ritme. Asem in en asem uit. Alles is ritme, want God het ritme in die skepping ingebou. Ons was geskape in ritme. Ons hartklop is ritme. En lewe saam met hom, ligpunt. Lewe saam met God is ritmies. Dit is waar hy jou wil vorm en vou. Dit is waar hy jou wil vorm en vou. 'n boek wat Ligpunt se span baie voor lief is James K.A. Smith se boek You Are What You Love. En hy sê ons gewoontes vorm ons begeertes en ons begeertes vorm ons liefdes. Wat jy liefhet, word uiteindelik sigbaar in hoe jy jou tyd spandeer. Waarvoor jy jou geld gee en wat jy dag vir dag doen, dit is wat jy liefhet. Die Israeliete was nie lief vir God soos hulle moes gewees het nie, en God het hulle uitgenooi na ritmes toe, na nuwe gewoontes, wat nuwe begeertes word, wat 'n nuwe dieper liefde word vir die Here. Daarom gaan disippelskap hier by die kerk. Dit gaan nie oor net inligting nie, dit gaan nie oor weet hierdie dinge nie. Dit gaan oor lewe dit uit in die dag tot dag ritmes van jou lewe. Dit gaan nie net oor wat jy glo nie, dit gaan oor jou ritmes. Ek wil julle uitdaag, jy word reeds gevorm. Julle, ons almal, ons word reeds gevorm deur die dinge wat ons dag vir dag doen. Die vraag is, watter ritmes vorm jou tans? En hoe kan ons hierdie woord vat? En hoe kan ons die goeie ritmes van woord, kerk, disippelskap, gesin, gebed, die evangelie, hoe kan ons hierdie ritmes weer terugbring? Nader aan ons harte, dat hulle ons vorm en vou om vir Jesus te sien. En al sy genade, wat alles is. Wat alles is. Dit is ons uitnodiging. Kom ek bid vir ons. Almagtige God, ons kom nie na U toe in ons eie naam nie. Ons het nog steeds die wonderlikste, kragtigste middelaar, Jesus. En ons kom na U toe in sy naam. En ons vra
in Jesus naam, deur die krag van die Gees, bou hierdie ritmes in ons lewens in. Vader, een dingetjie op 'n slag. Een nuwe ritme op 'n slag wat ons meer van die genade sal laat proe. Vader, een nuwe ritme wat ons help om ons huisgodsdienst selfs net te verbeter, dat ons kinders sal sien dat ons U liefhet. Vader, help dat ons minder die emotional highs sal soek en meer die nederige, alledaagse ritmes, daar U sal soek en smag na meer van U. Vader, kom en soos U Israeliete gevou het, kom en vorm en vou ons na U Seun se ewebeeld. Mag ons almal meer lyk soos Jesus. Kom doen dit, en doen dit deur die nederige ritmes wat U vir ons gee. Ons bid dit alles in Jesus naam alleen. Amen. Dankie Johan.